voordat ons die gedeelte wil lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Laasweek het ons gekyk na Stefanus wat gestenig is en hoe 'n jong man met die naam Saulus daar gestaan het en dit goedgekeur het. En ons sien dat ons het begin sien hoe die kerk aggressief begin vervolg word. Dis nie net meer die Sanhedrin wat iets teen die kerk het nie. Hierdie raak nou 'n beweging waar vervolging regtig ernstig toeneem. En ons sien hoe dit besig is om die kerk te verwoes. So net om vir julle 'n idee te gee van Pinkster waar die Heilige Gees uitgestort het tot en met die gebeurtenis van Stefanus wat gestenig is om en by 2 tot 3 jaar wat hulle reken. Dit is min of meer hoe lank dit was voordat Stefanus gestenig is. Nou die tyd was vir die kerk ook baie nodig geweest, want dit was 'n tyd wat hulle goeie fondasie in die gelowiges se lewe kon vaslê. Hulle kon deel, die apostels sê ons kan nie die woordbediening en gebed minag nie. So dis 'n tyd wat hulle gevat het om werklik vas te lê in hierdie Christene se lewe. Maar nou kom die grootste toets en uitdaging vir die kerk. Iets wat hulle nog nooit beleef het nie. Die ergste verwoesting wat hulle al beleef het en vervolging as Christene. Ons het gelees daar's 'n gedeelte wat die apostels voor die Sanhedrin gekom het en hulle sê julle mag nie hulle het hulle gepak slaag gegee en hulle sê moenie verder in hierdie naam van Jesus die woord verkondig nie. En die apostels sien ons, hulle het gejubel en gejuig omdat hulle mag lei vir dit. Maar dit was die apostels, dit was 'n handjievol gewees. Maar nou word die kerk in totaliteit in Jerusalem vervolg. Maar ek sien hoe God daai slegte gebeurtenis gebruik om die evangelie uit te kry waar hy gesê het dit moet uitkom. In Matteus 28:19 sê hy gaan en verkondig dit aan die hele wêreld. Ons sien in Handelinge 1 vers 8 sê hy gaan uit en maak disippels. So hy wil die evangelie by almal uitkry, maar tot dusver was dit gebonde aan Jerusalem gewees. En dit wat met Stefanus gebeur het en wat Saulus besig is om te doen, het veroorsaak dat die evangelie ewe skielik oralste na toe beweeg. So kom ons lees van Handelinge 8 vanaf vers 1 tot 25. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het aandragtig ag gegee op die woord van Filippus toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen, want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Vers 15. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang,
want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handeoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God oor die gedagte van jou hart, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan die dorpe van die Samaritane verkondig. So ons sien in hierdie eerste gedeelte dat baie slegte, lewensgevaarlike omstandighede dwing die Christene uit Jerusalem uit. Ek wonder wat se emosies moes hulle beleef het in daai tyd. Hulle het net geestelike familie gehad. Hulle het mekaar ondersteun. Party mense het verkoop wat hulle nie wat gehad het en verander gegee. Dit was 'n hegte gemeenskap van gelowiges gewees. En hier word hulle vervolg en uitmekaar uitgespat. Hoe moet dit voel vir jou om alles agter te los en te gaan oor dat jy in Jesus glo? Hoe sal ons reageer oor dit? En ek sien dat hulle baie interessant reageer. Ek lees hierso in vers 4, kom ons lees net wat het hulle gedoen. In vers 4 sê hy, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Hulle het nie een keer gemurmureer nie. Hulle het nie een keer gekla nie. Hulle het gegaan en die woord gaan verkondig. Ek wil vir jou sê, wat jy tyd aan spandeer in jou gedagtes, wat jy toelaat om gedagtes wat huisves kry in jou kop, en wat jy op mediteer, is wat uit jou mond uit gaan kom. Dit wat jy oordink, dit wat jy oorwonder, dit wat jy oortop, is meeste van die kere waaroor jy gaan praat met iemand, wanneer jy te doen het met hulle. Hulle kies om nie op die negatief te fokus nie. Daar's baie aan negatief wat hulle in hierdie oomblikke op kan fokus. Maar hulle gedagtes is vol van dit wat hulle geleer is vol van dit wat die apostels oorgelewer het aan hulle. En hulle sê, ons moet dan uitgaan en ons moet die evangelie van Jesus Christus deel. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n persoonlike gedeelte. Ons sien, hulle het uitgegaan, maar nou gaan ons kyk na Filippus. Filippus, wat ons gesien het, een van die eerste diakens was, saam met Stefanus. Hy gaan toe uit en hy gaan na Samaria om die evangelie te deel. Nou, Samaria is nie 'n plek wat ek dink hulle gedink het die evangelie toe moet gaan nie. Want die verhouding tussen die Jode en die Samaritane was glad nie gesond gewees nie. Die laaste keer toe Johannes en Petrus in Samaria was, toe vra hulle vir Jesus, kan ons nie bid dat God vuur uit die hemel uitstuur en hierdie mense verteer nie? Hulle wou hierdie mense verwoes. Hulle het gekies, Samaria is net noord van Jerusalem gewees, tussen Jerusalem en Galilea. So die Jode wat in Galilea gebly het, wat Jerusalem toe wou kom, het gekies om 'n langer pad te stap om Samaria, as wat hulle gekies het, om die kort pad deur Samaria te stap. Hulle het gesê, ons wil nie. Ons lees die gedeelte wat Jesus 'n vergelyking deel, wat hy sê, 'n man het seer gekry, en almal loop verby hom, maar die Samaritaan stop. Nou daai is vir hulle so offensive, dat hulle kan daai nie eers amper indink, dat 'n Samaritaan sal stop om 'n Jood te help. Dit maak nie sin nie. So hulle was in so groot stryd eintlik met mekaar gewees. Maar hoekom was dit moontlik gewees vir Filippus om soontoe te gaan? Want Jesus het al klaar die voorbranding begin doen, toe hy die vrou ontmoet het by die put.
en die evangelie met haar gedeel het en 'n stad het na hom gekom om te luister. So Jesus het klaar die weg begin voorberei toe hy nog op die aarde was. Wat was die reaksie wat daai Samaritane gehad het toe hulle die evangelie gehoor het? Hulle het dit gehoor en hulle het gesien die wonderwerke wat Filippus besig is om te doen en hulle het geglo oor dit wat Filippus gedeel het van Jesus. Toe hulle geglo het, toe kies hulle om gedoop te word, mans sowel as vrouens. En onder andere was daar 'n man met die naam Simon wat ook dit gesien het. En hy het geglo en hy het homself laat doop ook deur Filippus. Maar wat vir my interessant is, toe die apostels hoor dat hierdie mense gedoop is, toe sê hulle ons moet vir Johannes en Petrus stuur dat hulle vir hulle bid dat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Nou soos wat ek vir julle gesê die laaste keer toe Johannes daar was, toe bid hy vir 4, nie om die Heilige Gees te verteenwoordig wat kom nie. Hy bid vir 4 vir verwoesting. En ek wonder wat moes deur sy gedagtes gaan. Hier stap hy al die pad uit Jerusalem uit en hy is op pad na Samaria toe in hierdie stad. En wat gaan in sy kop aan? Om te dink, Here, wat is U mee besig met hierdie mense? Ons hou nie van hulle nie, maar U is besig om iets te doen in hierdie en ons kan dit nie minag nie. Ons kan nie verbykom nie. So kom ons gaan en ons bid dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ontvang. Ek wil hê ons moet 'n bietjie stil staan op Simon. Simon wat towerry, laat plaasvind het in daai area. Nadat hy gesien het wat gebeur het, het hy gesê hy wil nou hierdie Jesus volg en hy kies om homself te laat doop. Maar lees saam met my in vers 20 tot 25, wat gebeur daarso? Maar Petrus sê, kom ons lees vanaf vers 19, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande op lê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van julle gesê het, van wat julle gesê het, oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan die dorpe van Samaritane verkondig. So wat sien ons hierso? Simon sien, toe Petrus hulle bid vir die Heilige Gees, daar gebeur iets. En hy sê, ek soek dit. Hoeveel geld moet ek gee, dat dit kan gebeur? En Petrus spreek hom aan, en hy sê, jy moet baie versigtig wees. Jy kan nie die Heilige Gees koop nie. Hy sê vir hom, jou hart is nie reg voor God nie. Jy moet verstaan, hierdie ou het nou geglo. Die skrif sê, dat die duiwels ook glo. Besef julle dit? So net geloof is nie die feit dat daar verandering in Simon plaasgevind het nie. Hy kies om gedoop te word. Maar nog steeds wil hy hierdie gawe probeer koop. Wat sê Petrus vir hom? Hy sê jy is nie bekeer nie. Die eerste stap het nog nie plaasgevind nie. Hy het nog nie besef dat hy in 'n sondige lewe bly nie. Wat het Jesus vir my en jou kom doen? Jesus het gekom om verhouding te herstel tussen 'n verlore mens, sondige mens en 'n heilige God. Hy het gekom sodat ons verhouding kan hê. Hy sê ek gaan nou na my Vader wat julle Vader is. Maar ons sien hierso, Simon sê, bid jy vir God, namens my dat hierdie goeters nie moet gebeur nie. Hy het geen verhouding nie. Hy verstaan nie eintlik wat hierso aangaan nie.
Die agtergrond van Simon is, hy het alles wat hy gedoen het, vir geld gedoen. Hy wou mag gehad het. Maar hierso kom, dit en is alles omgedraai. Dit werk nie soos wat hy dink, dit moet werk nie. Ons sien, hy is gedoop, maar nooit bekeer nie. Hy wou die voordele van Christus gehad het, maar hy wou nooit wegdraai van die sonde nie. Ek wil sê, vandat jy gebore is daar sekere goeders wat besig is om jou lewe gebou te word, gevestig te word. En soos wat jy ouer word, is daar gebeurtenisse wat in jou lewe gebeur, wat vir jou is verstaan en 'n raamwerk kweek oor die geestelike aspekte, oor intellektuele goeders, hoe verstaan ons God? Al hierdie goeders bou ons 'n geestelike huis, as ek dit so wil sê, van wie God is, hoe hy werk, ensovoorts. Wanneer iets slegs met jou gebeur, dan is dit iets wat jy nooit gaan vergeet nie. Kom ons sê, jy kies om op te staan vir Jesus, as 'n jong kind, en iemand lag jou af, en hulle breek jou af. Wat is die kanse, as jy nie reg gehelp word in hierdie pad om te groei, dat jy gaan sê, ek gaan nooit weer ietsie sê vir Christus nie. Baie groot, want daai goed maak seer, en ons vorm 'n geestelike huis van hoe dinge moet werk. Maar ek wil vir jou sê, die dag, as jy werklik tot wedergeboorte kom, en jy besef dat jy Jesus nodig het, dat jy besef, jy nie hierdie pad alleen kan stap nie, Jesus moet jou kom verander, en jy het 'n redder nodig, dan verander alles, geestelik en intellektueel ook vir jou. Hoekom? Jy besef nou, dinge wat jy verstaan het, is nie altyd soos wat jy gedink het dit is nie. Jy word grootgemaak in 'n huis, dis dalk 'n Christelike huis, maar daar's goeders wat nie noodwendig 100% in lyn is met die woord nie. Of jy word in 'n huis grootgemaak waar daar geen Christendom is nie. En nou het jy 'n raamwerk en 'n huis vir jouself gebou, van hoe jy dink die wêreld moet funksioneer. En jy kom tot inkeer en jy besef jy het 'n redder nodig. Nou wat doen jy nou? Wat doen jy nou met hierdie Jesus, wat alles vir jou gegee het, en jy besef jy het hom nodig? Wat doen jy met hom? Want die skrif sê, hy is die hoeksteen. Hy is nie die kombuisblad nie. Hy is nie die dak nie. Hy is die hoeksteen. Maar jy het nou klaar vir hoe lank jy ook al lewe, vir jou 'n geestelike huis gebou, of 'n verstaan van hoe godsdiens werk. Maar hier is Jesus, die hoeksteen van alles. En hy wil die hoeksteen van jou lewe wees. Nou wat doen jy met hierdie huis? Hoe gaan jy dit nou bymekaar kry? En dit is wat Simon probeer doen het. Hy dog nie wat, ek kan Jesus sommer hier iewers indruk. Ek kan hom gebruik as 'n ankerpilaar. Dit gaan goed genoeg werk. Nee, Jesus het nie gesê ek is 'n ankerpilaar nie. Hy het gesê ek is die hoeksteen. So wat moet ek en jy doen wanneer ons tot bekering kom? Ons moet bereid wees om die huis wat ons gebou het, vir ons hele lewe lank, ons verstaan van hoe dinge werk, ons moet bereid wees om daai huis te los, dalk af te breek en te sê, Here, ek wil oorbou as U met my hoeksteen. Want die skrif sê ons moet ons gedagtes vernuwe. Hoe lyk dit? Om jou gedagtes vernuwe. Jy moet elke gedagte vat en jy moet dit bestudeer en bekyk en sê, is hierdie in lyn met die woord? En as dit is, dan kan ons bou van hierdie hoeksteen van Christus af. Maar as dit nie is nie, dan is dit iets wat ek nie deel wil hê van hierdie huis wat ek besig is om te bou met Jesus as die hoeksteen nie. Jy het een van twee keuses. Of jy gaan hierdie huis afbreek en wegbeweeg van hom af en met Jesus bou as die hoeksteen, of jy gaan kies om hom net deel te maak van jou lewe. En ek wil vir jou sê, wanneer die storms kom, jy gebruik Jesus dalk, daai hoeksteen werk baie goed as 'n koffietafel, of wat ook al dit nou mag wees, waar jy hom in jou huis ingedruk het. Maar ek wil vir jou sê, wanneer die storms kom, gaan jou huis gebou wees, soos die man wat op sand gebou het.
en in jou huis gaan wegspoel. Maar as jy kies om Jesus te gebruik as die hoeksteen en alles anderste te bou rondom hom as die hoeksteen, wanneer die storms kom, gaan jou huis staande bly, nie net nou nie, maar tot in ewigheid. Wanneer jy kies om met Jesus te bou, as die hoeksteen op die fondasie wat hy is, die rots, gaan die storms kom en jy gaan staande kan bly. Maar die keuse lê by jou, hoe gaan jy bou? Hoe gaan jy hom implementeer in jou lewe? Ek en jy het 'n verantwoordelikheid wanneer ons tot redding gekom het, om te sê, ek wil my lewe evalueer. En ek wil vir jou sê, daai dag stop nooit wat jy jou lewe evalueer nie. Dis 'n aanhoudende soektog, wat jy sê, Here, deursoek my hart. Solank as wat ek in hierdie wedloop is, en die pad met u stap, wil ek enige iets wat u nie verheerlik nie, uit my lewe uitstoot, uit my lewe uitkry, en ek wil my oë gefokus hou op u. Dit gebeur nie net die dag wanneer jy tot redding kom nie. Dis 'n aanhoudende pad wat ons stap met die Here. Dis my so interessant en so mooi hoe God vir Filippus gelei het in hierdie hele proses. Ons sien, hy gaan na Samaria en hy's besig om hierdie woord te verkondig. En ons lees hierso vanaf vers 26 nou iets baie interessants wat gebeur, want die gedeelte in Samaria is nou eintlik klaar. En nou sien ons verder wat gebeur met Filippus. Kom ons lees vanaf vers 26 tot 40. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe hy opgestaan en gegaan het, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hoofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandase, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog, as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hoofdienaar antwoord en sê, Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan, en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Ek sien hoe Filippus gehoorsaam is aan die leiding van God. 'n Engel sê vir hom, gaan na 'n dorpie toe. Ek gaan af, loop daai pad na Gaza toe. En hy doen dit. Daarna sê die Heilige Gees, gaan en klim op daai wa. En hy doen dit. Maar dit was nie alles op een slag gewees nie. Eers sê hy, gaan Gaza toe, op die pad. En toe hy die wa sien, toe sê hy, gaan klim op die wa. So ek het vir jou 'n vraag. Wie van julle weet, hoe ver is dit wat hy geloop het van Samaria, tot om en by waar Gaza is? 140 tot 160 kilos, wat hy moes loop.
Want die engel het vir hom gesê, laat jy loop. Hy het nie vir hom enigstens meer opdrag gegee nie. Al instruksie is, gaan daartoe. Ek weet nie eers of ek mol toe sal loop, as gesê word, loop mol toe nie, want waar in die mol? Waar moet ek nou iemand kry in die mol? Maar hy loop 140, minimum 140 kilos, nie wetend wat hy daar gaan kry nie. So afhanklik en gehoorsaam is hy teenoor die leiding van die Here. Die Here lei ons stap vir stap. Hy gee nie jou die hele formule vooraf nie. Hy sê, wees net gehoorsaam en vertrou my. Ek wil die pad saam met jou stap. Nou, ons almal ken die storie van die Henog van Ethiopië. Maar wat vir my baie interessant is dat hy 'n Joodgenoot was. Ons het geleer van die Joodgenote. Dit is heidene wat gekies het om die God van Abraham, Isak en Jakob na te volg, en hulle het dan Joodgenote geword. Maar die probleem is dat hy 'n Henog was. So volgens die Ou Testament mag hy nie eers naby die tempel kom nie. Hy mag nie eers in the court of the Gentiles ingegaan het nie. So hy reis Jerusalem toe om naby die tempel te kan wees. Om daar te kan bid. Want hy dien die God van Abraham, Isak en Jakob. En hy mag nie eers daar ingaan nie. Hy bestudeer die skrif en hy probeer leer van hierdie God, maar hy het eintlik geen verstaan van wat hy mee besig is nie. Ek wil vir jou sê, hierdie boek gaan vir my en jou niks sin maak sonder die inspirasie van die Heilige Gees nie. Ek en jy het die afhanklikheid van die Heilige Gees nodig as ons wil verstaan wat hierin aangaan. Wanneer jy tyd in die woord spandeer, hoe begin jy dit? Nooi jy die Here in wat hierdie geskryf het om te sê, lei my in die woord. Wat wil u vir my sê? Want hierdie boek openbaar vir my en jou Jesus Christus en die hart van God vir mens en vir my en jou. Hy wil persoonlik met elkeen van ons verhouding hê, maar vir dit het ons die leiding van die Heilige Gees nodig. Toe hy hom vra, wat verhoed my om gedoop te word? Wat sê Filippus vir hom? Kom ons lees net. Wat sê vers 37 tot 38? Toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. Om te glo dat Jesus is wie hy sê hy is, beteken dat jy kies om alles te los en hom te volg. Simon het nie dit gedoen nie. Simon wou Jesus net deel maak. Hy wou die voordele hê van Christendom, maar hy wou nie alles los en Jesus volg nie. Henog, die Ethiopiese Henog gaan en hy gaan aanbid God in Jerusalem. Hy is bereid om ver te reis om net die God te aanbid wat hy nou aangeneem het. En wat doen Jesus? Hy stuur vir Filippus om hierdie een man te ontmoet op 'n alleenpad waar daar niemand anderste is nie, om die evangelie met hom te deel sodat hy werklik tot bekering kan kom. Ek en jy moet versigtig wees om nie God in ons denkwyse in te probeer pas nie. Ons moet God dien en gehoorsaam volgens wat hy sê ons moet doen, nie volgens hoe ons dit wil hê nie. Nou wat vir my interessant is nadat Filippus hom gedoop is hy ewe skielik weggevat. Hy's weg en hy eindig in 'n stad op met die naam van Asdod. Nou ons kan kyk op daai prentjies wat ek opgesit het en ek hoop julle kan dalk sien wat daar aangaan. Jandrey wys 'n bietjie daar. Dis nou die eerste ene. So eers is hy daar gaan ene terug. Ja, so dis Gaza, Jerusalem is nou daai wat julle kan sien. So van Gaza af is hy op na Azotus toe, in die Engels noem hulle dit. Jy kan nou na die volgende ene gaan. En van daar af, Azotus, is hy weer verby. Azotus is amper in lyn met Jerusalem. En hy gaan verby Samaria tot daarbo by Caesarea, wat hy besig is om die evangelie te verkondig. Nou interessant, al hierdie stede was nie stede waar Jode gewoon het nie.
Hierdie stede was die vorige stede gewees van die Filippyne. Is dit nou die Filistyne, nie Filippyne nie, ekskuus. Van die Filistyne gewees. En hierso is baie Grieke gewees. Dis nie Jode of gelowiges wat hy was nie, dis heidene wat hy gaan en besig is om die evangelie te deel. Ek wil hê, as jy een ding wegvat uit vandag uit, wil ek hê jy moet wegvat, dat Filippus het gegaan waar die Heilige Gees hom gelei het om te gaan. Hy het nie die volle prentjie geken nie, maar hy was gehoorsaam, wanneer die Here vir hom iets gesê het, het hy dit gedoen. Hy het nie vrae gevra nie, hy het gegaan en die Here het hom gelei. So wil die Here elkeen van ons lei. Die hoofstuk verduidelik vir ons so mooi hoe die evangelie versprei het na al die uithoeke van die aarde. Ek wil afsluit met hierdie. Ons weet nie altyd hoe lyk dit om gehoorsaam te wees teenoor Jesus nie. Maar omdat Filippus gehoorsaam was en daai 140 kilos afgestap het na Gaza toe, het hy een man ontmoet wat hy die evangelie mee gedeel het. En die vrug van dit is dat van daai tyd af tot nou is Ethiopië nog altyd 'n Christen land. Dit is hulle geloof. Omdat Filippus gehoorsaam was en een man ontmoet het. Die vrug van om die evangelie met een persoon te deel. Ons verstaan nie wat daai nagevolge kan wees nie. Maar kan ons gehoorsaam wees om met een persoon die evangelie te deel? Is dit te veel gevra om in jou leeftyd met een persoon die evangelie te deel? Ek dink nie dit is nie. Maar wanneer die geleenthede opkom, is ons baie keer bang. Want wat sê ek? Wat doen ek? Filippus het nie geweet wat hy gaan doen nie. Hierdie man is in Jesaja besig en hy sê vir hom hierso, nou vertel ek jou. Vir my en jou om iemand na die Here toe te kan lei, al wat jy nodig het is verhouding met Jesus, waantoe jy daai persoon wil lei. Kan ons daai verhouding kweek en koester en bou? En wanneer die geleentheid kom om die evangelie te deel, sal ons dit deel met mense.